So stel jou hart in vir Paasfees, Palm Sondag, die eerste ding wat ons moet weet is, Jesus is die koning. As jy neerskryf iewers, skryf daarso, Jesus is die koning. Ons lees in Matteus 21 vers 5, sê vir Sion, kyk jou koning kom na jou toe, hy's nederig en hy ry op 'n donkie op die vel van 'n pakdier. Nou, twee profete in die Ou Testament het dit voorspel. Jesaja het dit voorspel en Sagaria het dit voorspel en hulle het 160 jaar uitmekaar uit. Het hulle dieselfde profesie gegee om te sê, kyk uit vir hierdie dag, dit gaan 'n merker wees as jy hierdie dag sien gebeur. So, kan julle verstaan toe hulle dit sien, was daar 'n groot verwagting in hulle hart. En nou lees ons in Openbaring 19 vers 16, hy, dis die Here Jesus, hy is die koning van die konings en die Here van die heersers. Nou moet ons eers 'n bietjie politiek gepraat. Hulle sê mos nou, daar's 3 goed wat jy nie praat nie. Jy praat nie oor kerk nie, jy praat nie oor politiek nie, en ek kan nie die ander ene onthou nie. Maar ek moet julle eers 'n bietjie iets van politiek vertel, dat julle verstaan wat hier gebeur het. Want in die Ou Testament, in die eerste 5 boeke van die Bybel, was daar 'n teokrasie. 'n Teokrasie beteken, God het sy woord openbaar aan 'n profeet, soos Moses, en Moses moes dit bekend gemaak het aan die volk, en God het self sy volk gelei. Nou julle sal onthou, hier aan die einde van die rigters het hulle begin aandring, hulle soek 'n koning, onthou julle dit? So die eerste koning was Saul. Saul het geweldig opgemors, julle sal dit onthou. Toe kom daar 'n tweede koning. Hy het 'n bietjie beter gedoen, Dawid, maar hy het ook geweldig opgemors. Toe kom maar 'n derde koning, dis Dawid se seun en dis Salomo. En hy het geweldig opgemors. Nou julle kyk my, julle glo my, gaan lees die Bybel, is 'n goeie boek om te lees, hoor. Om die waarheid te sê, Salomo het so goed opgemors as gevolg van sy sonde dat Israel se koninkryk gedeel het in 2, in die noordelike en die suidelike koninkryk, dat die stam van Juda en die stam van Israel, nie Israel nie, die stam van Juda, nou kan ek nie aan een onder, maar hulle het opgedeel en hulle 2 aparte koninkryke gehad. Nou oké, dis tegniese detail wat jy nou hoef te weet nie. Maar so in die Ou Testament, na die 5 eerste boeke, die Pentateeg, het hulle 'n monargie gehad. Wat beteken hulle het 'n koningskap gehad, wat nie eintlik vir my en jou bekend is nie. Ons verstaan nie hoe dit werk nie, ons ken dit nie, want ek en jy lewe in 'n land waar daar demokrasie is. Vir die grootste deel van ons lewe ken ons net demokrasie. Nee? Dit beteken, daar word 'n president aangestel vanuit populêre stem. Nie noodwendig jou populêre stem nie, maar die populêre stem van die land. Dat was 'n grapie, maar ek het gedink. Maar in die Ou Testament het hulle dan nou 'n monargie gehad, en dis hierdie monargie waarvoor ons 'n bietjie moet praat. Nou oké. In die Nuwe Testamentiese tyd het goed verander. Toe het hulle 'n autokrasie gehad. Nou, autokrasie beteken daar's een regerder, en hulle het keisers gehad wat regeer het. En hierdie keisers, die probleem met die keisers, iemand soos Nero, is hy moes die heeltyd agter sy rug kyk. Want die volgende ou, hulle het nie afgetree nie, hulle is doodgemaak. So, verstaan jy, weet, so verbeel jouself, jy is die president van die land, maar jy word nie uitgestem nie, jy word doodgemaak, en die ou wat jy doodmaak word dan president. Verstaan jy, dis 'n bietjie 'n ander tyd. So, hierdie mense was gewoonlik baie wreed, hulle het almal doodgemaak wat teen hulle opstand kom, en jy het nie gewaag om iets teen hom te sê nie, want dan was jy in die moeilikheid. So, hou dit in gedagte, toe Jesus gekom het, toe was hy binne in hierdie autokrasie, waar 'n keiser geregeer het, wat homself wou laat aanbid het as God. So, daar was 'n groot kreun en steen in hierdie tyd, dat daar verlossing moet kom. Kan jy identifiseer daarmee? Daar was 'n groot kreun en steen van die volk wat gesê het, hoorie, ons kort iemand wat ons gaan verlos. Ons kort iemand wat ons gaan vrykoop. En nou lees ons die profesie in 2 Samuel 7 vers 16, jou koningshuis, sê die Here vir Dawid, Nathan, want Dawid wou die tempel bou, die Here sê vir Dawid, jy kan nie die tempel bou nie, want Johannes is vol bloed, jou seun Salomo sal dit doen, maar sê Nathan vir hom, jou koningshuis en jou koningskap sal vir altyd bly voortbestaan. Nou dis 'n belangrike woord, want die Jode het geweet, daar kom 'n ewige koning. Die Jode het geweet, daar kom 'n ewige koning. Het julle dit? So julle moet verstaan, toe Jesus op daai donkie se rug in Jerusalem inkom, toe was dit, yes, dis tyd. Verbeel jouself, jy's arm, jy word heeltyd rondgestamp, jy kry nie werk nie, jou mense word, ek probeer hier ons so beskryf, maar ek dink nie julle snap dit nou nie. En nou hoor jy, daar's 'n nuwe president wat kom. Hy sê, yes, ons gaan verlossing kry. Ons almal gaan vir hom stem. Kry jy die idee waar hulle was? Dit was net polities, dit was nie godsdienstig nie. So hier is hulle is opgewonde. En ons lees, Jesus is daai koning. En dis wat ek en jy moet weet, maar Jesus is nie presies wat hulle verwag het nie. Ons lees in Openbaring 17 vers 4, hy, Jesus, is die Here van die heersers en koning van die konings. En Jesus wil my
en jou koning ook wees. Nou, ek gaan nou 'n bietjie meer uitbrei daaroor, maar 'n koning het 'n grondgebied, en hy het autoriteit oor iets, oor grondgebied. En die grondgebied wat die Here vandag soek, wat Jesus vandag soek, is die grondgebied van my hart. En ek moet dit vanoggend verstaan.